Hallo dames en heren, welkom by ons bolmarkverslag. Jacques, hallo. Leon, Jacques, weer eens 'n goeie dag gehad. Is nou seker ons derde, vierde week, vierde week agtereenvolgend wat ons met met 'n stygende tendens die veiling afgesluit het. So bietjie ligter hierdie week, maar ek dink is maar hoofsaaklik wisselkoers wat die Australië het omtrent met 'n 1.2% momentum gehad aan hulle kant. Ons het die dag gesluit so op 0,3, 0,4%. So ek dink maar net 'n bietjie wisselkoers wat ons gekelder het om die volle 1% te geniet. ja, wat was dit? 33 cent Ja. wat die rand sterker was en op die dag het dit ons terughou. Maar nietemin, RWS skeersels het weer van 17 tot 21 mikron 8% premie. Ja. Wanneer laas het ons dit gesien? Ja, nee, dit hou daai absolute ongelooflike vlakke hierso van bo 6% omtrent op meeste van die mikrongroepe. Ja. Heeltemal reg soos jy sê, van daai lyne gaan amper wat by die 9% kan draai. Ja. So dis absoluut lekker om in die veiling wol te verkoop met daai tipe kompetisie en al die kopers is gaan voluit in druk en dis net 'n ander energie wat ons lanklaas gehad het, ja. En dit was 9.500 bale wat ons in die mark gehad het. Ja. So ek dink met die kleiner aanbieding het ons nog steeds 'n sterk kompetisie gekry. Ja. Wel het 'n kleiner aanbieding was, ek dink nog steeds 'n aanbieding met ongelooflike goeie seleksie gewees. Vir die eerste keer in 'n lang tyd het ons, as ons na ons top 10 kyk, het ons 7 verskillende kliënte binne in die top 10. Top 10, So meeste van die tyd is dit 2 of 3 kliënte wat dalk daai top 10 sal oorheers, maar 7 verskillende kliënte in die top 10. Joanne Webber op die wat die hoogste prys gevat het, R195 vir 15.9 BH lot. Grain Bias 186, Loods boerdery, Isak Botha van Botha Broers, H.J. Wagenaar, oom Rooikie Leroux in Mpumalanga. van Mpumalanga af met 'n DF lyn. Dis die eerste. Ja, Dis die eerste, ja. So ons kom op daai lyn kom ons onder 46 mil wat ons inkom op. Ja. En Hy's kambaar. Hy's Hy kon 'n kambaar gewees in die jaar. So en daar lê ons binne in die top 10 met hom. So nee, well done ook vir hulle. Nee, ek dink op die einde van die dag, as jy kyk, die Cardings het die laaste 2 weke maar gesukkel. Ja. So dit is jou Loks 2's, jou kort pense goed. En daar is nog steeds baie van dit in die mark. Maar afgesien daarvan, jy sien ons medium skeersels, 21, 22 mikrons. Ongelooflik wat hulle het net nie stopkrag nie. Ja. Ons dieselfde tendens as in Australië 21, 21,5 het was ver bo die ander mikrongroepe het hy verhandel en ek dink ons het presies dieselfde tendens gehad. Daai 21, 21,5 het uitstekend verkoop en RWS gesertifiseer. RWS, ja. Uitstekend gedoen aan ons kant ook. En ek dink dis waar die vleismerinos ook weer sterk inkom. Ja. Ja, hooflyne gaan R95, 21,5 mikron vleismerinos, lekker kwaliteit, gesond gegroei. So yes, dit is sy regmatige prys waar jy moet inkom, ja. As Jacques, volgende week 'n bietjie kleiner veiling, so 6.500 bale in totaliteit, maar dalk nie noodwendig 'n slegte ding nie. Dit lyk op hierdie stadium 'n gedeelte wat prys dryf is maar die hoeveelheid beskikbare gesertifiseerde wol in Australië. So hulle volume is definitief ook 'n bietjie af. So dalk 'n bietjie 'n ligter veiling, nie noodwendig of 'n bietjie 'n kleiner veiling, nie noodwendig die slegste ding op hierdie stadium. Nee, ek dink vraag en aanbod situasie gaan nou hier te werke kom. Van hier te werk. En ons moet dit ry terwyl hy daar is. Definitief. Jacques, dankie. Dames en here, baie dankie. Volgende week dan sal ons weer 'n markverslag gereed hê. Baie dankie. Totsiens.